En dit voel net vir my, as jy ook in Johannes lees, dan staan daar groter liefde niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Die Here Jesus noem homself in hierdie opsig ons vriend. Nie ons maatjie nie, hy is nie ons gelyke nie. Maar hy het vir ons 'n kosbare werk kom doen. En ek sing graag in die volgende plek vir julle, wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om stroom deur hom. Lei ons maar, net omdat ons nie ons nodig uitstort in Gods Vader hart. As versoeking en beproewing as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons lewens ken. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hou vas ons in sy hand. Hy is die Here van my lewe, en is veilig aan sy kant. As my vriende my verlaat het, weet ek hy sal by my bly. Niemand is getrou soos hy nie. Ek is veilig aan sy kant. Ons lees in Matteus 26, en toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom toe met 'n albaste fles met baie kosbare salf. Dit was geweldige duur salf. En sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting
Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jesus dit merk, hy ken mos ons harte, weet wat in hulle harte aangegaan het. Toe sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar, ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Hier sit ons vanmôre 2026 jaar min of meer later, en dit wat Jesus gesê het, oral waar hierdie evangelie verkondig word in die hele wêreld, ook in Carletonville in Suid-Afrika, sal aan haar gedink word. Nou die volgende lied wat ek met u wil deel, is 'n Engelse lied. En die titel daarvan is Broken and Spilled Out. En dit gaan juis oor hierdie vrou en die offer wat sy gebring het om hierdie baie, baie kosbare salf op die hoof en die voete van Jesus uit te giet. En ek wil hê jy moet oplet terwyl ek die lied sing. Hierdie lied het so, ek wil amper sê 3 bewegings. In die eerste plek sing dit oor dit wat die vrou gedoen het. En aan die einde van hierdie eerste vers waar haar offer beskryf word en hoe die reuk die hele vertrek gevul het, dan sê die woorde, and poured at your feet and sweet abandon, let me be spilled out and used up for thee. So, die Here wil ook hê ons moet ons lewens aan hom as so 'n offer bring. Die tweede vers gaan dan oor die offer wat Jesus gebring het en wat sy lieflike geur dit was. En dan die laaste stukkie is ons lewens moet ook 'n offer aan die Here wees. Luister na die woorde van hierdie lied en ondersoek jou eie lewe en kom vanmôre en sê vir die Here, Here, ek wil werklik vir u lewe. One day, a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly poured out a valuable essence, disregarding the score. And once it was broken and spilled out, a fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb, broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious treasure, lavished on thee, broken and spilled out, and poured at
your feet in sweet abandon. Let me be spilled out and used up for thee. Nou gaan ons na Jesus aan die kruis. Precious treasure, He's loved and His own perfect Son, sent here to show us the love of the Father. Just for love it was done. Though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me, broken and spilled out, just for love of you, Jesus, God's most precious treasure. Lavished on thee, broken and spilled out, and poured at your feet in sweet abandon. Let me be spilled out and used up for thee. In sweet abandon, let me be spilled out and used up for thee. Die nag toe Jesus gevange geneem is, so aan die einde van hierdie lydensweek, sê hy vir sy disippels, hulle moet gaan en daar moet 'n bovertrek gereed gemaak word en daar moet brood wees en daar moet druiwesap wees, want hulle gaan die Pasga vier. En hulle het gegaan en hulle die plek gaan voorberei, en toe hulle aan tafel gaan sit, lees ons in Lukas 22, vers 19 en 20. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit, eet hierdie brood, tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En hoe wonderlik is dit, jy het nou vanmôre op die afkondigings ook gesien, dat volgende Sondag het jy 'n nagmaalsdiens, dan gaan daar brood gebreek word, in opdrag van die Here Jesus. En daardie brood is die teken, dis die simbool van sy liggaam wat vir ons gebreek is aan Golgotha se kruis, stikkend gebreek vir jou en vir my. Die duurste prys wat 'n mens kan betaal,
Daarop het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem toe te gaan. En sy kosbare bloed het uit hom uitgevloei. Daar op die grond voor die kruis is sy bloed gestort. En bloed is 'n simbool van lewe. En daarom in die liggaam en in die bloed van die Here Jesus kan sondaars nuwe lewe ontvang. Kan sondaars uit genade gered word. En in Christus nuwe hoop kry. Daarom sing ek die volgende lied vir julle. Ekskuus dat ek eers net hier afsit, die nagmaalslied. Spreek hierdie woorde vanmôre in jou eie hart teenoor die Here. Sê vir die Here, Here, dis ek wat skuldig is. En U het hierdie prys vir my betaal. Ek staan skuldig voor U, Heer. Voor U, my Vader, wat regeer. Ek wil stil word in my hart, want my siel is so verward, en my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om my skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ons soms neem, is 'n teken van U rykdom en U seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om my skoon te was. Ek wil weer vlekloos voor U staan. Sing saam, o Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om my skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om my skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Geliefdes, daar's niks op hierdie aarde wat ek en jy kan doen
dat ons sondes skoon gewas kan word nie. Niks. Ons kan niks bydra nie, ons kan niks gee nie. Daar's 'n pragtige Halleluja lied wat sê, nog my bekering, nog my geween, kan my red, Heer, U alleen. En daarom wil ek hê ons moet hierdie week wat ons ingaan, op pad na Goeie Vrydag, wil jy nie asseblief elke dag net 'n bietjie tyd spandeer om te dink, wat het Jesus aan die kruis, nie vir my buurman nie, vir my buurvrou nie, maar vir my gedoen. Wat het dit hom gekos om my van my sondes te verlos? En as jy nog nooit na die kruis toe gekom het, om Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem en gered te word nie, doen dit vandag. Kom vandag na die Here toe. Hy nooi mense, hy sê, vandag as julle my stem hoor, verhard nie julle harte nie. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, spreek die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ons lees in Markus 15 vers 16 tot 22. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas. Dit is die gouverneur se paleis. En hulle roep die hele leerafdeling bymekaar. En trek hom 'n purperkleed aan. 'n vlegge kroon van dorings. En sit dit, daai woordjie in die Hebreëus is met geweld, druk dit vir hom op sy hoof, dat die bloed uit sy hoof uitvloei. En hulle begin hom begroet. Dis nou spot. Wees gegroet, koning van die Jode. En hulle slaan hom met 'n riet. Nou dis nie een van daai ligte riete wat jy in die vlei pluk, wat eintlik niks maak nie, dis 'n harde, soliede stuk bamboes. Slaan hom op die hoof en spuug op hom en val, ek sê dit nou maar, spottender op die knieë en bring hom hulde. Dis alles in aanhalingstekens. Hulle het nie geweet met wie hulle te doen het nie. Hulle het nie besef wie hierdie man is, met wie hulle so aangaan nie. En ek wil dit weer beklemtoon. Alles het hy deurgemaak vir jou en vir my. Besef dit. Kom tot daardie hartsbesef vanmôre, wat het Jesus vir jou deurgemaak, sodat jy van jou sondes verlos kan word. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit, en trek vir hom sy eie klere aan, en hulle lei hom weg, om hom te kruisig. En dan lees ons, onderweg na die kruis, het hy sy eie kruis gedra, en op 'n stadium, omdat sy kragte begin ingee het daar 'n man gekom met die naam van Simon van Sirene, met sy 2 seuns by hom, Rufus en Alexander. Die Bybel gee hulle name vir ons, 2 jong seuns. Miskien was Alexander 'n bietjie nuuskierig en hy het nader gekom, en hulle het hom toe gedwing om die kruis verder te dra na Golgotha. En ek wil graag in die volgende plek die baie pragtige lied kyk na die lam met u deel. Ons was op pad na Jerusalem om die Paasofferfees by te woon. Die 2 jong seuns was by my met die opdrag om te waak en te sorg dat die lam nie weg sou raak. Sê ons papi,
wat gaan ons daar sien? Daar is soveel wat ons nie kan verstaan. Toe vertel ek al van Moses en van Vader Abraham. Sê my liewe kinders, kyk na die lam. Daar is soveel mense in Jerusalem vandag. Sal die lam moet oppas tot die priester hom kan slag. Toe vertel ek al van Moses en van Vader Abraham. Sê liewe kinders, kyk na die lam. Toe ons die stad bereik, het ek besef daar is iets verkeerd. Daar was 'n somber atmosfeer, die feesvreugde het ontbreek. 'n Skare het malend voor Pilatus saamgedrom, soos 'n man woedend uitgeskree. Kruisig hom! Ek gryp toe my 2 bankkinders om die stad gou te verlaat. Ons was vasgevang in die maling op die straat. Waarom moes met Paasfees so 'n ding gebeur? O, waarom hierdie oproer, kon niemand dit dan keer? Skielik toe ek kyk, sien ek 3 manne kom. Die eerste een smeek om genade, maar die skare lag hom uit. Die tweede man was tartend, hy vloek en skel alom. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, as die sweepslae op hom val. Ek hoor iemand sê, daar is Jesus, kon my oë skaars glo. 'n man so wreed gemartel, die dood was in sy oë. Die bloed vloei uit sy wonde, van die dorings op sy hoof. Deur sy bloed deurdrenkte klere, sien ek sy rug is oopgekloof. Ek sien hom toe hy vooroorval en die kruis om grond toe druk. Die skare skree nou onbedaar, want sy kragte gee nou in. Daar die oomblik wou ek hom ophelp en my meegevoel net wys. Toe gryp 'n soldaat my arm en skree, jy dra die kruis. Ek het eers geweier, maar die soldaat dreig my toe weer. Toe neem ek die bloedbesmeerde kruis van die skouers van my Heer. Ek dra die kruis toe verder, waaraan hy moes gaan hang. Die bloed wat hy gestort het gedrup oor my wang. Lei ons na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef al dit, later aan die kruis. Sy oë het gestraal van liefde, en sy deernis was so groot. Vader, in die hand gee ek my gees oor, het hy gebid, toe sy dood. Het
Was net soos 'n nare droom, waaruit ek wakker skrik. En skielik voel ek 2 klein handjies, wat aan my klere pluk. My kinders was in trane, geskok en diep geraak. Papi, asseblief vergewe ons, die lam het weggeraak. Papi, papi, wat het ons gebeur? Wie is daar die man? Toe neem ek hulle in my arms en toe draai ons na die kruis. En sê ek, liewe kinders, kyk na die lam. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Dis natuurlik 'n vervulling van Psalm 22, die messiaanse psalm. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus is. En ek wil net hier sê, as Jesus wou, kon hy homself in daardie oomblik verlos. Maar hy wil ons verlos. En daarom het hy deurgesien met sy kruiswerk. Die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. Sê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. Ag, geliefdes, hoe sal ons in ons lewens ooit werklik kan besef wat Christus vir ons gedoen het? En as daardie waarheid tot jou hart deurdring, dat Christus dit aan die kruis vir my deurgemaak het. Daar's 'n Engelse lied wat sê, when he was on the cross, I was on his mind. Hy het aan my gedink. Hy het my sonde op hom geneem, duisende jare voor ek gebore is. En as dit 'n mens tref, dan kan dit jou hart nie onaangeraak laat nie. Dan beweeg dit jou na die kruis toe. Dan beweeg dit jou om jou hart en jou lewe aan die Here Jesus weg te gee. Hom te vertrou om jou sondes te reinig. Jou uit genade te red, jou die ewige lewe te gee, sodat jy die ewigheid saam met hierdie kosbare heiland Jesus Christus kan deurbring. Ons ken almal die Afrikaanse lied Houtkruis. Ek het eenmaal probeer om dit te sing, maar daar's van die woorde wat vir my bietjie kriewelrig maak, van dans om die kruis en al hierdie tipe van goed. En wie sal my gitaar se snaar afbreek? Ek verstaan wat probeer hulle sê, hulle wil, niemand gaan my stil maak om die boodskap van die kruis uit te dra nie, en dit is pragtig, dis mooi. Maar toe hoor ek die Engelse weergawe, wat Scott Wesley Brown geskryf het. Can you hear the echoes? En ek wil graag, dit is my seker een van die mooiste liedere, wat ooit oor die kruis van Jesus geskryf is. Ek deel dit graag met julle.
of a hammer falling on the wooden cross. Can you hear them as his blood flows? The echoes of the cross. Can you hear him weeping as the Father turns his face away, forsaken by earth and heaven, with the nails and thorns of grace? And with every hammer blow, God's work was made complete. Our sin exchanged for his righteousness, through willing hands and feet. Can you feel the crushing weight of our sin upon his back, as he hangs in pain and nakedness, while the Roman soldiers laugh? Can we ever comprehend? It pleased God to crush his only Son, that through this just injustice could such a mercy come. But can you dare imagine how this wrong could be so right? That through the echoes of the cross, his death has brought us life. Oh, I cannot be silent. I cannot be still. 'Cause what Christ has done for you and me still echoes from Calvary's hill. Can you hear the echoes of a hammer falling on the wooden cross? Can you hear them as his love flows? The echoes of the cross. The echoes of the cross. The echoes of the cross. Aangrypende lied, maar aangrypend wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is my gebed dat dit vanmôre so diep in ons harte 'n merk sal kom maak, en 'n indruk in ons harte kom maak, dat ons nie onaangeraak hier kan uitgaan nie, maar dat ons werklik sal sê, Here, ek wil my lewe as 'n offer aan U wy. Ek wil vir U lewe. Ek wil hê U moet die eerste plek in my lewe beklee elke liewe dag. Wonderlik dat ons nie by die kruis hoef stil te staan en te bly vanmôre nie.
maar dat ons kan beweeg na daai eerste dag van die week, die Sondagoggend. Ek wil graag iets net baie interessant met julle deel oor die naam Sondag. In Afrikaans is dit Sondag. Wie weet wat is die naam van Sondag van die eerste eeu na Christus, pas na Christus se opstanding en kruisiging in Griekeland? Wat noem die Grieke vandag Sondag? Is daar iemand wat weet? Kuriaki, dit is die woord wat hulle gebruik. Sien, nou hier na die Griek toe gaan en dan kan jy vir hom sê, vandag is dit Kuriaki. Weet jy wat beteken dit? The day that belongs to the Lord. Die dag wat aan die Here behoort. Die Here se dag. En dis hoekom kinders van die Here van die Bybelse tyd af, reg deur die eerste, tweede eeu tot waar ons vandag is, die opstandingsdag van Jesus as die Here se dag vier. Dis hoekom ons op die Here se dag by mekaar kom as Nuwe Testamentiese kerk. Dis vir ons 'n besonderse dag. Dis vir ons 'n wonderlike dag. Daar staan en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. Hulle het nie verstaan dat hy sou opstaan uit die dood uit nie. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. En hoe wonderlik dat ons vanmôre vir mekaar kan sê, Jesus leef, hy het waarlik opgestaan. Sy opstanding gee aan die evangelie, die blye boodskap, die krag tot redding. Dis omdat ons vanmôre weet, Jesus leef, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Ons aanbid nie 'n dooie Jesus nie. Ons aanbid die lewende opgestane Here Jesus. Dat ons vanmôre kan sê, sy genade vir my en vir jou en vir ons elkeen is onuitspreeklik groot. Ek wil vra dat julle, as julle die lied ken, die verse wat julle wel ken, kan julle heerlik saam met my sing. Kom ons besing die onbeskryflike groot, wonderlike genade van ons Here Jesus, genade onbeskryflik groot. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore siel, Vader
vind nie weg. Ek wou self my sake reël, my lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my honger, dors, want toe ek kom en my skuld bely, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot. Daar's fees, ek is weer tuis. U seën bring my verlore mens weer aan die Vader huis. Nou kyk of julle wakker is. Daar's nou 'n probleem. Want dit is dat Jesus het so 2 jaar terug verander. Hy kan nie meer mense red nie. Hy wil nie meer mense red nie. Ek is bly julle skud julle koppe so verwoed. Want Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister, vandag, die 28ste Maart, het ek die datum reg? 29ste Maart, nee, 2026, en tot in ewigheid, dieselfde. Hy kan nie verander nie. Dit wat hy 2000 jaar terug aan die kruis vir jou gedoen het, kan nie sy krag verloor nie. Dit kan nie ongedaan gemaak word nie. Dit kan nie gekanseleer word nie. Jesus gaan nie een of ander tyd sê, weet jy wat, ek is nou moeg vir julle wat nie na my toe wil kom nie. Nou kanseleer ek dit wat ek daar gedoen het uit nie. Hy sal dit nie doen nie. Hy's gister, vandag en tot in ewigheid is hy dieselfde. Weet jy wat beteken dit vir jou? Dit beteken daar's vanmôre vir jou 'n plekkie by die kruis. Jy kan in hierdie oggend na die kruis toe kom met jou sondelas. Jy hoef dit nie verder te dra nie. Jy hoef nie verder in jou sonde toestand aan te ploeter as jy vanmôre besig is om in sonde te lewe en jy kan nie daarvan vrykom nie, jy kan nie daarvan loskom nie. Jy kan vanmôre by die kruis van Jesus kom kniel. Ons sing mos daai pragtige ou koortjie, weggerol, weggerol, want die laste van my hart het weggerol. Jesus het ons laste en ons sonde en alles op hom geneem.
Daarom wil ek vanmôre afsluit, en daarna sal ek vir ons 'n gebed doen met hierdie pragtige lied, en ek het hierdie ongelooflike mooi weergawe eintlik ontdek van 'n kwartet wat dit sing, en ek sing te lekker saam met hierdie kwartet. Ek hoop nie hulle sal omgee as hulle eendag dit uitvind nie, maar dit is so mooi, en ek wil graag hierdie lied vir jou sing, en dan wil ek vra, terwyl ek met die woorde van hierdie lied nou voorgaan, en daar's iemand in hierdie diens vanmôre wat sê, ek is moeg, ek kan nie meer nie. Ek het Jesus nodig. Wil jy nie net dan uit jou bank uit beweeg en in hierdie voorste bank kom sit? En wanneer ons amen sê en ek het die seën uitgespreek, dan wil ek graag saam met jou bid. As jy vanmôre jou saak met die Here wil regmaak, kom ons kyk 'n bietjie. Moet nou nie skaam wees nie. Moet nou nie bang wees nie. Hierdie is ewigheidssake. Die Here met jou gepraat het en jy weet vanmôre, ek het die Here Jesus nodig. Kom uit en kom sit hier voor. Niemand gaan snaaks dink nie. Niemand gaan vir jou lag nie. Kinders van God wat hier is, gaan saam met jou bly wees. En hulle gaan hier uit saal toe om te gaan koffie drink. En hulle gaan vir jou bid, dat jy vanmôre met die Here kan deurgaan. Ek bid dat daar iemand sal wees, of selfs meer as een, wat hierdie uitnodiging gaan aanneem. There's room at the cross for you. There's room at the cross for me. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Is daar iemand? The cross upon which Jesus died is a shelter in which we can hide, and its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain, as wide as the sea. Welkom as jy wil uitkom. There's room at the cross for you. There's room at the cross for me. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. There's room at the cross for you. There's room at the cross for me. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. For you. Hemelse Vader, baie dankie vir die seun Jesus, wat sy kosbare bloed vir ons kom stort het, wie se liggaam vir ons elkeen gebreek is. En ja, Here, ons het vanmôre gehoor wat U vir ons gedoen het.
Dis asof ons die pad na die kruis toe en na die opstanding toe in ons harte vanmôre saam met U kon stap. En dit het ons gebring by daardie wete, U het dit vir my gedoen, vir elkeen van ons. Miskien is daar vanmôre iemand hier met 'n behoefte, Here. Maar so iemand is dalk skaam, wat gaan hulle van my dink as ek vorentoe beweeg? Daarom wil ons bid dat U elke een in hierdie gehoor vanmôre net absoluut in hulle harte sal ontmoet en dat elkeen die sekerheid sal hê dat hulle waarlik U kind is. En Here, as daar iemand is wat sê, nee, in my hart is ek vanmôre vol twyfel, ek is onseker, dat so iemand Jesus in hierdie week sal soek, tot hulle hom vind. Dankie dat U nie 'n ver af God is nie. U is naby ons, U is by ons. Dankie vir ons samesyn in hierdie môre. Word U verheerlik en ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen. Baie dankie, vriende.